Ons gaan leer hoe om meer terme met een terme te maal. Volgende jaar doen ons dit bietjie anders, maar dis eers volgende jaar. So vir nou, as ek vir die volgende voorbeeld gee, dis op bladsy 108 van jou handboek en die opdrag is brei uit en vereenvoudig. Dan wat daar eintlik staan is ons wil vir 3x maal met 2x min 3. Nou wat dit eintlik beteken volgens die distributiewe eienskap en dit behoort bietjie van 'n klokkie te lui. Dit behoort nie heeltemal nuwe nuus te wees nie. Maar dit beteken dat 3x kry 'n beurt om met 2x gemaal te word en 3x kry 'n beurt om met minus 3 gemaal te word. Lui dit 'n bietjie van 'n klokkie of glad nie? OK. Hierdie is wat jy noem jou distributiewe eienskap. Prakties beteken dit ons wil vir 3x maal met 2x en dan wil ons vir 3x maal met minus 3. Ja. Dis die som van hierdie, jy kan 'n minus gebruik het, so Jakobus, om dit bietjie makliker verstaanbaar te maak, hoop ek kan jou vraag reg beantwoord. Ek kon daai minus uitgelaat het, maar dan moes die minus hier gestaan het. En dan is daai positiewe 3. Dit gaan daaroor dat jy moet, dit maak nie vir my saak watter kant om dit is nie, maar vir my gaan dit nou daaroor dat ek is besig om 3x wat positief is, eerste maal met 2x wat ook positief is, vandaar die 3x maal 2x. En dan wil ek, jy gaan nie nou op jou arms kan lê nie, en dan wil ek vir 3x vat en dit ook maal met minus 3. En dan wil ek die twee bymekaar tel. So die plus val 'n bietjie uit die lug uit, of nie. Jy kan besluit hoe jy daaroor voel. Jebel. OK, so nou doen ons gewone maal. As jy maal, dan maal jy eers jou koëffisiënte. So 3 maal 2 is 6, x maal x is, x tot die mag? Fantasties. En as jy nou sê, wat is 3x maal 3, maal minus 3, dan is dit minus 9x. So was dit vir my nodig om plus minus te skryf? Nie regtig nie. Dit bly minus. X maal x is x kwadraat. Ja. Wat ek dalk kan doen, as dit vir julle enigstens kan help, ons kyk gou of ek iets hier kan doen. 3x maal 2x is 6x kwadraat en soortgelyk 3x maal minus 3 is minus 9x. Ons kan hulle nie bymekaar tel nie. Hoekom nie? Want hulle is nie gelyksoortige terme nie. Almal by. Slim kinders. OK. Vraag of voorbeeld B. Ek is nie presies seker waar dit nou is nie, jammer. OK, so ons het gevra wat is meer terme? Meer terme is meer as een term. So ek het 'n een term wat die minus 4a is wat vermenigvuldig word met meer terme. 'n Een term maal met meer terme of meer terme maal met 'n een term. Cool. Ons gaan weer die distributiewe eienskap gebruik. Ons gaan weer sê, stukkie vir stukkie gaan maal jy. Jy moet nou vir minus 4 maal met a kwadraat. Wat is minus 4 maal a kwadraat? Dis tot die mag 3. Nou ek gaan eers 'n ekstra stapie byskryf. Daar is minus 4a maal a kwadraat. Ek is nie klaar nie. Nou gaan ons vir minus 4a maal met minus 2a. Onthou, jy plus nou die antwoord van minus 4a maal minus 2a by. So ja, die plus val 'n bietjie uit die lug uit.
En dan die laaste enetjie. Hier vra ons, wat is minus 4a maal met plus 3? So jy plus nou die antwoord van minus 4a maal positief 3. Kan julle sien, dis golfies. Okay, eerste produk, tweede produk, derde produk, en dis alles deel van die distributiewe eienskap, van daar af is dit redelik maklik. Jy hoef nie al dit te skryf, definitief nie, jy mag dit beslis in jou kop doen,